Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Verlore siel geskryf deur Lea Kilian. Dis heerlike somer Saterdaghand hier op Bitterfontein. Rihanna sit op die wal van Bitter rivier onder groot ou wilgerboom. Haar skoene lê langs haar en haar koel somersrokkie is by haar broekie ingedruk. Haar lang bruin hare waai saggies in die aandbriesie. Die musiek kom met die aandlig na haar toe aangewaai van die plaaslike boere se jaarlikse oestyd opskop. Sy kry skewe glimlag op haar gesig terwyl sy saggies lag. Dit was 2 jaar terug wat sy Henk ontmoet het op die einste jaarlikse opskop. Henk met sy roesbruin hare en donker oë. Vel wat amper brons was en die streek se rugbyspaankaptein en kon hy sing. Met humor in haar oë onthou sy hoe hy soos tienerseun tekerig gegaan het om haar aandag te kry. Sy vryf met haar hand oor haar maag en gee, glimlag toe sy haar kleinding voel skop. Hom net so woelig soos jou pa. Hoop nie jy gaan ook so onrustige reisiger wees soos jou pa nie. Dis amper 8 maande sedert sy hom laas gesien het. Met elke dag wat verbygaan is die hoop daar dat hy tog sal terugkom na hul tuisdorp toe. Saam dit kom die vrees. Wat gaan hy sê as hy hoor hy gaan pa word? Gaan sy hom heeltemal verloor? Gaan hy haar wil wegvat van haar rusplek of sal hulle hier toekoms bou? Rihanna hoor rustige voetstap aankom. Versigtig loer sy om die boom, sy wil tog nie nou mense sien. Dis Henk. Hoe aantreklik is hy nie? Netjies 'n swart chicho broek en swart oopknoophemp. Hy slenter stap nader. Daar is iets wat Rihanna pla. Sy gee ligte frons. Sy staan op om hom tegemoet te stap, maar is onseker hoe hy haar gaan ontvang. Voel hy nog iets vir haar? Sy gaan staan stil. Hy het op sy hurke gaan sit. Henk vryf sy hand oor sy gesig. Laat sak sy kop en stoot sy hand deur sy hare. Nou weet sy wat is fout. Dit was sy stap, sy hande wat in sy sakke was, met sy skouers en kop wat gehang het. Hy het soos man gelyk wat baie moeg is. Sy wil nader stap om hom te groet, maar staan doodstil toe sy hom hoor praat. Met wie praat hy of is hy op sy selfoon? Vrolike sokkie musiek wat in die agtergrond gehoor kan word, pas glad nie by die atmosfeer wat sy aanvoel nie. Henk gee diep sug. Hy kyk op na die wynhuis toe waar die opskop is en frons. Hy skud sy kop stadig. Ek mis jou verskriklik baie. Dis nie dieselfde sonder jou nie. My arms voel leeg al dans ek met iemand anders en ek mis jou helder lag. Ek is jammer, ek het so lank weggebly. Die tyd het vinniger verbygegaan as wat ek gedink het. Dis net die besigheid het langer aangehou as wat ek gedink het. Dit was die een vergadering op die ander een. Ek wou net dat die besigheid sterk genoeg word om onafhanklik te kan hardloop, sodat ek nie so baie tyd daar moet spandeer nie. Ou oom Piet se plaas in die noordelike distrik was te koop. Ek het gedink dit sal die ideale plek wees om kinders groot te maak as jy kinders wou hê. Min het ek geweet ek het die eer en voorreg om klaar al pa te wees. Dit was vir my die moeilikste tyd in my lewe daai 2 maande wat ek langs jou bed moes waak. Die dokters het aangedring dat ons moet vasbyt ter wille van die baba, maar om jou daar te sien lê. Al daai masjiene om jou aan die lewe te hou net vir die baba het my gebreek. Ek is en was baie lief vir jou. Jy was my eerste liefde en sal altyd my hart vol staan. Sal jy my asseblief vergewe? Jy sien Ansie word groot en sy het ma nodig. Henk staan op wanneer hy sy dogter sien aangehardloop kom na hom toe. Papa, papa, ouma soek vir papa. Henk sit sy hand in sy dogter sin en begin terugstap na die wynhuis toe. En verder kyk sy om en glimlag na Rihanna se kant toe.
Sy los haar pa se hand en hardloop terug na waar Henk gesit het. Sy haal die magrietjies uit haar hare uit en sit dit op die grond neer. Ek is lief vir mamma. Ek beloof ek sal mooi kyk na pappa. Sy huppel terug na Henk toe en vat sy hand en stap verder saam hom terug. Rihanna kyk hul agterna met ligte frons. Sy voel traan oor haar wang rol. Met snik rol sy naam oor haar lippe. Sy stap nader na waar die magrietjies op die grond lê. Sy gaan sit en vat saggies aan hulle terwyl sy haar maag vashou met haar ander hand. Sy kyk na die waanhuis en hoor vrolike kinderlaggie. Sy ruk haar kop weg, so of sy die prentjie uit haar kop wil ruk. Haar oë slaan vas op die klipbeeld voor haar. My geliefde, dankie vir my groot geskenk. Rus in vrede. Rihanna de Lange, gebore 05 November 1990, sterwe 10 Januarie 2010. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.